Goeiemôre almal, Vrydagoggend. Vandag is dit die 7de November, die jaar 2025. Is 'n lieflike dag geskenk deur Abba Vader aan ieder en elkeen van ons. My naam is Sonja Gerber. Vandag gaan ons 'n bietjie gesels oor die genadegawe van God. Genadegawe verwys na 'n geskenk wat mense kry, al het hulle dit ook nie eens verdien nie. En hulle kan dit ook nooit verdien nie. Wanneer God aan ons die ewige lewe gee, wat daaruit bestaan dat ons hom mag ken, is dit 'n genadegawe. En so gee hy ook aan die gemeente genadegawes, mense wat deur sy gees toegerus is om die gemeente op te bou en te dien. Hy gee aan elke gelowige genadegawes, waardeur ons hom en sy koninkryk kan dien. Maar kom ons gaan lees wat sê God se woord omtrent dit. Ons eerste gedeelte, Romeine 6 vers 22 en 23. Maar nou dat julle vrygemaak is van die sonde en diensbaar geword het aan God, het julle jou vrug tot heiligmaking en uiteindelik die ewige lewe. Want die loon van die sonde is die dood, maar die genadegawe van God is die ewige lewe in Christus Jesus ons Here. Halleluja. Ons tweede gedeelte kom hier uit 1 Korintiërs 1 vers 3 tot 9. Genade vir julle en vrede van God onse Vader en van die Here Jesus Christus. Ek dank my God altyd vir julle, vir die genade van God wat aan julle in Christus Jesus gegee is, dat julle in alle opsigte in hom ryk gemaak is, in elke woord en alle kennis. Soos die getuienis aangaande Christus bevestig is onder julle, sodat julle in geen enkele genadegawe agter staan nie, terwyl julle wag op die openbaring van ons Here Jesus Christus, wat julle ook sal bevestig tot die einde toe, om in die dag van ons Here Jesus Christus onberispelik te wees. God is getrou, deur wie julle geroep is tot die gemeenskap met sy Seun, Jesus Christus ons Here. Die tweede gedeelte, of derde gedeelte is hierso in 1 Korintiërs 12, verse 1 tot 11. Die opskrif daar oor die verskeidenheid van die geestelike gawes. En wat die geestelike gawes betref, broeders, wil ek nie hê dat julle onkundig moet wees nie. Julle weet dat julle heidene was, weggevoer na die stomme afgode, net soos julle ook al gelei is. Daarom maak ek julle bekend dat niemand wat deur die Gees van God spreek, Jesus 'n vervloeking noem nie. En niemand kan sê dat Jesus die Here is behalwe deur die Heilige Gees nie. Daar is wel verskeidenheid van genadegawes, maar dit is dieselfde Gees en daar is verskeidenheid van bedieninge en tog is dit dieselfde Here. En daar is verskeidenheid van werkinge, tog is dit dieselfde God wat alles in almal werk, maar aan elkeen word die openbaring van die Gees gegee met die oog op wat nuttig is. Want aan een word deur die Gees 'n woord van wysheid gegee en aan 'n ander 'n woord van kennis vanweë dieselfde Gees en 'n ander weer geloof deur dieselfde Gees en aan 'n ander genadegawes van gesondmaking deur dieselfde Gees en in 'n ander werking van kragte, aan 'n ander profesie en aan 'n ander onderskeiding van die geeste en aan 'n ander allerhande tale, aan 'n ander die uitleg van die tale, maar al hierdie dinge werk een en dieselfde Gees wat aan elkeen afsonderlik gee soos hy wil. Ons laaste gedeelte kom hier uit Efesiërs 4 vanaf verse 11 tot 16. En hy het gegee sommige as apostels, ander as profete, ander as evangeliste, ander as herders en leraars om die heiliges toe te rus vir hulle dienswerk tot opbouing van die liggaam van Christus, totdat ons almal kom tot die eenheid van die geloof en van die kennis van die Seun van God, tot 'n volwasse man, tot die mate van die volle grootte van Christus, sodat ons nie meer kinders sou wees nie, wat soos golwe geslinger en heen en weer gedryf word deur elke wind van lering, deur die bedrieëry van die mense, deur sleeheid om lustelig die tot dwaling te bring, maar terwyl ons in die liefde die waarheid betrag en alles sou opgroei in hom wat die hoof is, naamlik Christus, uit wie die hele liggaam goed saamgevoeg en saam verbind, deur die ondersteuning van elke lid, gee volgens die werking van elke afsonderlike deel in sy mate, die groei van die hele liggaam bevorder, tot die opbouing in liefde. Halleluja, kom ons bid saam. Almagtige God en Hemelse Vader, Here, baie dankie vir die genadegawe wat U vir ons gegee het. Here, elkeen afsonderlik soos U wil. Here, baie dankie dat ons daarin kan groei
en daarin net kan sterker word in ons geloof, sodat ons dit met ander kan deel. Ons loof en prys en eer die groot en heilige naam. Halleluja. Amen en amen.